Ons vier een van die dae Jesus se hemelvaart. Nadat Jesus gesterf het aan die kruis, het hy opgestaan uit die dood. Hy het die dood oorwin en dan lees ons ook dat hy opgevaar het na die hemel. Baie keer as ons na films kyk oor Jesus se lewe, dan begin die film by Jesus se geboorte en dit eindig heel plegtig waar Jesus nou opgeneem word in die hemel. En dit kan ons eintlik mislei, want baie keer dan dink ons, maar dit is nou waar Jesus is. Hy sit aan die regterhand van God, hy's op 'n plek en hy's nie meer betrokke hier op aarde nie. En dis nie waar nie, want wanneer hy sit aan die regterhand van God, gaan dit nie oor die plek waar hy is nie. Dit gaan oor sy posisie. En sy posisie is dat hy regeer. Met ander woorde, hy is steeds betrokke hier op aarde. Hy is steeds Immanuel, God by ons. Hy regeer, hy is in beheer. Ons moet net anders kyk, want heel dikwels sien ons hom nie raak nie. En ek wil nou vir jou die teks lees wat die hemelvaart beskryf en let 'n bietjie op hoeveel keer word die woorde kyk en sien gebruik in hierdie twee sinne. Handelinge 1 vanaf vers 9. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af weg is hemel toe, sal net so terugkom soos julle hom sien opgaan het. Nou ek dink dit is nie toevallig dat daar in hierdie twee sinne 5 keer die woord sien of kyk gebruik is nie. Want ek dink wat die Bybel hier vir ons probeer sê is, ons moet God en Jesus nog steeds raak sien hier op aarde. Hy is nog steeds betrokke hier. Hy sit nie deur ver in die hemel, daar's mos 'n liedjie wat sê, God is watching in a distance. Nee, hy's nie op 'n afstand besig om net te kyk na ons hier op aarde nie. Hy's betrokke in jou lewe. Hy's besig om te werk in jou lewe. As ek na my eie lewe kyk, veral as ek terugkyk, dan sien ek net, maar hoe betrokke God is, hoe hy gewerk het in my lewe, hoe seker goed gebeur het. En soos dit nou, dan val dit soos 'n legkaart in mekaar. En heel dikwels moet ons terugkyk om net weer herinner te word hoe groot God is en hoe betrokke hy in ons lewe is. Baie mense dink die wêreld is hierdie groot wekker wat die Here opgewen het en nou tik hy maar af na die einde toe. Dis nie waar nie. God is hier, hy's betrokke, hy's in beheer, Jesus regeer. Hy's nie op 'n plek nie, hy's in 'n posisie, hy's die koning, hy's ons koning. Daar's so 'n mooi storie wat dit illustreer. En dit gaan oor hierdie klein seentjie wat vir sy sussie gevra het, waar is Jesus? Hoe lyk Jesus? Het jy al vir Jesus gesien? En die dogtertjie was so half geïrriteerd met haar boetie en sê vir hom, ag man, weet jy, niemand het Jesus nog gesien nie, niemand weet waar bly hy nie. En toe gaan vra hy vir sy mamma, waar is Jesus? Hoe lyk Jesus? Het mamma al vir Jesus gesien? En die mamma sê toe vir die klein seentjie, weet jy wat, Jesus bly in ons hartjies. En weet, niemand het hom nog gesien nie. En toe op 'n dag toe gaan vang hy vis saam met sy oupa, want hy was nog nie tevrede met hierdie antwoorde nie. En hy sê vir sy oupa, hoe lyk Jesus? Het jy al vir Jesus gesien? Waar is Jesus? En die oupa het net so om hom gekyk, na hierdie pragtige natuurtoneel, die son wat sak oor die viswaters. En sy oupa het gesê, partykeer dink ek, God en Jesus is al wat ek sien. God se hand in die natuur, Jesus wat oor my lewe regeer, jy my kleinkind wat God vir my gegee het. En dit is hoe ons moet kyk, ons moet anders kyk. Want die hemelvaart sê nie vir ons dat Jesus nou iewers bo in die hemel sit en vir ons kyk nie. Nee, hy regeer, hy is nog steeds betrokke in my en jou lewe hier op aarde. Hy is ons koning en hy is in beheer.